Kom maar, oggend vandag asseblief. Ek het hom nou ergens. Sy dink ek hier ergens. Nee, dit is ek vir Engels. Weet jy vir 'n video waar jy vir huis wat ons te doen het? Of moet ek dit net by iemand kry? Wat sê jy? Wat het geloop al die verskillende... Dit het ek gister opgelaai. Okay, ek weet nog nie O, ek het dit gister opgelaai, maar ons is nog nie klaar gewerk. Ons gaan nog aangaan. Okay. So, dit vra daar vir jou. Teken die struktuurformule van metanoesuur. Okay. Dis 2.5. Met beteken wat? Met beteken 1. So 1 koolstof en dan metanoesuur is deel van die karboksielsure. Hoe lyk die karboksielsure se funksionele groep? Sy funksionele groep is 'n dubbelbinding OOH. Yes? En al wat jy dan moes gecheck het, so daai is metanoesuur. OO-suur, karboksielsuur. Met beteken 1 koolstof, daar's hy. En dan kort jy jou H. Daar's hy. Dan die volgende vraag hulle vir jou. Teken die struktuurformule. So wat is struktuurformule? Dis die formule van die hele ding. Soos menende, al die bindings wys jy. Okay? Teken die struktuurformule van die funksionele groep van esters. Van die funksionele groep van esters. So hoe lyk 'n ester nou weer? Is 'n COC en een van hulle het 'n dubbelbinding O. En dan moet jy net vir my wys hulle kan nog bindings maak. As jy waterstowwe daar ingevul het, is dit verkeerd. Want dan wys jy dit is metielmetanoaat, dis kom nog daarby. Ek het nie weer gevra wat is metielmetanoaat. Ek het weer gevra net wat is die funksionele groep. Net daai ding. Dit was een van die spoedtoetsie vrae. Okay, en dan 2.7 het ek gevra, teken die gekondenseerde, sorry, daar moet net 'n spasie gewees het, teken die gekondenseerde, 'n struktuur van E. Okay, en E lyk so. Okay. Nou dames en here, hierdie ding is een lyn. Kan jy dit sien? Dit is nie 'n syketting hierdie ding nie. Okay, dit is een reguit lyn. Okay, so jy moes gesê het goed. Die eerste koolstof het wat op hom? Die eerste koolstof, hier gaan nog 2 H's moet wees ook. So jy gaan sê hy CH2 OH. Nou juffrou, hoekom kon ek nie gesê het CH3O nie? Want hierdie grens aan 'n molekulêre formule. Jy wil wys dat hierdie twee gebind is aan mekaar. Daai H is nie gebind aan die C nie. So jy kan hom nie daar maak 'n 3 nie. Okay, is julle met my? Hy wys die hidroksielgroep. So as jy dit op 'n manier kon regwys, het ek vir jou 'n punt gegee. Okay, dink 2 punte getel. En dan het jy hierdie net 2 H's, 2 H's, 2 H's, 2 H's. So dan het jy CH2, jy het 4 van hulle en dan het jy een met 3 H's, CH3. Of jy kon dit nou so uitgespasieer het met lyntjies ook. Yes? Okay. Nog iemand 'n vraag? Juffrou, kan jy iets weer sê of hoekom sê juffrou so? Waar kom juffrou daaraan? Ja? Nee? Chop? Okay, so jy weet nou wat is jou huiswerk is 3voudig. Toets oordoen, teken toets, teken agterboek. Okay, goed, so vraag, wat was dit? 2.2 gaan oor verbinding D. Okay, nou hierdie was 'n moeilike vraag en ek het 2 memos gehad vir hom. Okay, verbinding D lyk so. CH2, CH3, CH, BR, CH2. Okay, goed. Dis hoe hy lyk, né?
Nou vra hulle vir jou by 2.2.1 aan watter homoloë reeks behoort hierdie ene. En as jy gesien het, daar is sy alkane, dan moes jy nou vir my gesê het, hy is die haloalkane. Maar soos ek vir gesê het, hulle aanvaar ook as jy net sê alkane. Okay, so ek het 2 antwoorde daar gevat vir hom, maar meer korrek in ieder geval sal wees haloalkane, want daar is halogene aan hom gebind. Dan 2.2.2 vra ek skryf neer die algemene formule van hom. Okay, nou, as jy gesien het juffrou se haloalkane en jy onthou wat jy geleer het, dan sien jy, okay, dit is CnH2n. Nou wil ek iets baie duidelik sê wat julle moet oplet en vir my luister. Baie van julle skryf my CnH2n plus 1x. Dis verkeerd. Ek het dit semi-reg gemerk hang af hoe lelik jy skryf. Maar dis nie plus 1x nie. Plus 1 staan vir die hoeveelheid waterstowwe, so dis 'n voetnota vir daai ding. So vir die waterstowwe is daai die formule. So jou enetjie moet piep klein wees. Piep. So as dit nie so is in jou notas nie, maak dit reg in jou notas. Okay? En dan het jy 'n groot X of jy kon 'n groot BR neergeskryf het, hang af of jy nou meer spesifiek was vir hom. Maar party van julle was meer wake-up as dit. En jy het gesien, juffrou, hier is nie net 1 BR nie, daar's 2 brome. Wat beteken ek moes 2 waterstowwe verwyder het? Want oorspronklik is 'n alkaan se CnH2n plus 2, maar nou het ons 2 waterstowwe verwyder. Okay, om 2 brome by te kry. Okay, so dan is hierdie een se algemene formule eintlik CnH2n x2. En ons 2 halogene. Okay. Nog 'n paar foute wat baie van julle gemaak het en dit hang af hoe laat die aand was, hoe streng ek gemerk het. Party van julle skryf Cn plus H2n plus x. Daai plusse moenie daar wees nie. Dis CnH2 en baie van julle skryf plus 2x. Verkeerd. Daai plus moenie daar wees nie. Al wanneer daar 'n plus is as jy die waterstowwe nog 2 moet byplus of 1 moet byplus of 2 moet minus. So kyk mooi hoe groot of klein jou plusse moet wees. Charles, fokus jy. Eet jy genoeg? Eet jy in die oggende? Wat eet jy in die oggende? Hoeveel? So. Jy moet nog iets eet, hoor. Maar ek sê dit ernstig, jy's ongelooflik lank en jou energievlakke is soos in die minusse. Is jou bloeddruk reg? Seker. Gym jy? Okay, en dan vra hulle vir jou, is hierdie verbinding versadig of onversadig en waarom? En dan moes jy gesien het, dat as jy hierdie ding uit gaan skryf, het daai ook, is dit 1, 2, 3, 4, BR, 5, 6, 7, 8, en as jy al die waterstowwe gaan invul het, soos wat hulle moes, sien jy, dit is net enkelbindings. Net enkelbindings. So dan is dit versadig, en hoekom? Want dit het slegs enkelbindings, tussen koolstowwe. As jy nie die woord tussen koolstowwe ingesit het, het jy verkeerd. Tussen koolstowwe. Sharp. Nog vraag. Okay, dan is ek terug by jou notas. Ons is besig met vraag 11 en ek wil vinnig daar maar klaar maak want die Engelse klas is al een voor julle. Een les. Vraag 11? Nee, vraag 10. 11. Okay, so daar is hy, ons het gesê, ons langste koolstofketting wat ons sien is 4 koolstowwe en ons gaan van die linkerkant af begin tel. Hoekom? Want die syketting is die naaste aan die linkerkantste koolstof en ek het vir jou gesê onthou, 'n syketting en 'n halogeen is in dieselfde level. Okay, so hulle dra dieselfde gewig. So jy gaan nie sê 'n halogeen is hoër as 'n koolstof of 'n koolstof is hoër as 'n halogeen nie. Die enigste ding wat prioriteit kry, wat eers kom, is 'n funksionele groep.
'n funksionele groep is iets soos 'n dubbelbinding of 'n hidroksielgroep of 'n karbonielgroep of so. OK. Goed, Heinrich. Wat behalwe nou vir butaan, wat sien jy nog? Ja, ek het net die C's geteken, ek het die H's uitgelos. Waar sien hy? Waar is hy? OK, so dis 3 metiel. OK, Pieter, wat sien jy nog? Waar sien jy etiel? Is broom 'n etiel? Broom is 'n wat? Ja, hallo Henry. Ja, Pieter, jy moet vir my nader skuif, hoor. Pak gou jou goedjies op en dan kom sit jy vir my hier op Dregan se stoel. Ja? Ja, asseblief, want ek voel ek verloor hier daar agter. Dis nie Hendrik se skuld nie, dis nie jou skuld nie. Dis die lewe. Ja. Juffrou, hy het nou gesê dis 1,2 as wanneer is dit 1,2? Dit is eintlik wat dit moet wees. OK. So op die eerste koolstof en op die tweede koolstof sien ons dieselfde goeters. So op die eerste een kom maar die tweede ene, dieselfde goed. Twee van dieselfde goed is die. En wat sien jy? Bromo. Wat is fout, Pieter? Nee, ek was weer die verkeerde vraag. Die prentjie is op die bord. Ja, ek weet nie, maar ek is daar waar ons gister gesê het die Ja. OK. Dis nog wat gister sin. O. Sorry, dankie. OK, hierdie en as jy bymekaar sit, kom voor in die alfabet. So dit sê vir jou 1,2 die bromo 3 metiel butaan. Sorry, en dan die vorige een se naam gaan wees wat Rikus? Vraag 10 se naam, sy volle naam. Kom eens kyk. Ja, jou posisies is verkeerd. Daai metiel is op die tweede koolstof en jou etiel is op die derde koolstof. Sien jy hom? So dis 3 etiel. Etiel kom eerste want hy E is voor M in die alfabet. Pentaan. Okay. Goed, dan die volgende ene. Nommer 12 lyk baie soos nommer 10. Die enigste ding wat hulle nou gedoen het is hulle het hierdie koolstof weggevat. Daai koolstof is weg. OK? So nou is my langste koolstofketting so. Daar. Want hy kan 'n hoekie maak, né? So ons is nou besig met propaan nie, ons is nog steeds besig met butaan. En dan sien ons het ons daar en daar twee van dieselfde dinge. Ardo, gooi my met die volle naam. Ja. Sien jy kan hom doen. 1,2 dibromobutaan. OK, vraag 13. Is C trippelbinding C gooi my met die naam, is hy weer? Sê weer? Propyn. Is dit nodig om te sê prop 1-ein? Nee, want as jy hom hier sit, gaan jy net van hierdie kant aftel. Dit kan net propyn wees. Dis veral so met 3 koolstowwe. Hoef jy baie keer nie die getalletjie buite sit nie, maar as jy nou gesê het prop 1-ein, dan sal ek jou punt gee. OK. Vraag 14. 1, 2, 3. Nou, kan julle sien hoe ek elke keer al die waterstowwe weghaal? Dis net makliker om te sien as jy net die half geraamte het. OK, nou tel jy 1, 2, 3, 1, 2, 3 of 1, 2, 3, so dis 3. Dan sien jy hierso is ietsie, jy sien daarso is ietsie en jy sien hierdie kant is ietsie. Linden, van watter kant af gaan jy tel en waarom?
Hoekom? Yes, okay. So die eerste syketting of ding wat aangeheg is die naaste aan die linkerkant. Dian, kan jy vir my die volle naam gee? Ish! Ja! Hoor ou, hoekom sê jy eers 2 bromo? B kom voor kle in die alfabet. 1 metiel en het ek nie genoeg spasie gelos nie, propaan. Het jy in jou lewe gedink jy gaan so 'n naam kan uitfigure? Ja? O ja, skies, dankie. 2 metiel. Dankie. En gevra tot dusver? Kijk, nog 2 oor. Ja, tissues. Vraag 15. Het ons hom. Hoekom is dit nie so weird hoekie, Leandrie? Nee, want hy het nie valens elektrone nie. Hy is in regte egte lewe so weird as gevolg van die waterstowwe en die bindings nou daar. So hy lyk eintlik regtig so ons teken dit net in regte lyne want dit is makliker om te sien. Wat is sy naam, Gina? Of jy kan net sê prop 1 of prop 1. 1 en dan vraag 16. Okay, so ek het al die waterstowwe weggevat. Bylin. Ja. Kom ons kyk net gou of maar nou dis dan jy so kom jy om te kry. Okay. Hoeveel koolstowwe is daar op die langste ketting? 8. Wat is 8? So 8 en okay. Dan gaan ons van links of regs af tel. Okay, en wat sien jy op die 4de koolstof? As hulle langs mekaar is en boot is dit nog steeds 'n So daar's 1 wat uit eenheid bestaan en dan is daar 'n ander een wat uit 2 bestaan. Mooi. Okay, en dan Amonai wil ek hê jy moet dit vir my alles bymekaar sit. Mooi. Sharp. Ja? Jy het 'n paar foute gemaak in hierdie oefening, maar dis alright want jy het geleer uit hulle en soos wat ons aangegaan het, het jy meer en meer verstaan. Dit is wat jy moes uitkry uit hierdie uit. Wat fout Heinrich? Ek dink regtig erg, jy moet nou jou goedjies oppak. Nou. Sorry, ek weet nie wat ek bedoel. Nee. Ja, jy So aandag gaan. nee, vooral ek wil hom help, maar jy gaan nou nog Dit ook. Dis 'n vriend daai is 'n regte vriend. Ja. Wat kan besef hy help jou nou eintlik nie. Okay. Dan hy volgende broer wees. Nee, Norre. Wel, totdat in die volgende toets as hy meer as 80% het, dan kan hy. Die volgende is nou Die volgende klastoets. Ons gaan hopelik oor 2 weke nog 'n klastoets kry. Okay, reg. Ons dalk oor 'n week. Goed. So, nou is dit by die volgende homoloë reeks, die alkanole, want jy word 'n nool as jy te veel alkohol drink, of 'n alkoholwol. Okay, alkanool is eintlik 'n oudtydse term. Ek gaan lees en dan verduidelik. Dit sê daar alkohole word gevorm wanneer 'n waterstofatoom van alkohol vervang word met 'n OH groep. Wat trek ek met my vraag? Anker, wat is nou die naam van 'n OH groep nou weer? Hidroksiel. As jy 2 of 3 hidroksiele het, soos byvoorbeeld as jy 2 of 3 brome het, dan praat jy van 'n dibromo of 'n tribromo. Nou dieselfde as jy 2 of 3 alkohole het, dan praat jy van 'n diol of 'n triol.
Okay? Dan het ons waterstofbindings wat voorkom tussen alkoholmolekules. Dis is hulle kookpunt hoër as die ooreensemmende alkane. Okay, kom ek highlight eers. Okay, so jy het 'n OH groep en ons het gesê daai OH groep se naam is 'n hydroksielgroep. En as jy 2 of 3 het, is dit 'n diol vir triol. Ons het waterstofbindings tussen alkoholmolekules. Dan gaan ons nou vir jou visualiseer ook. So as jy sien hierso, het ek 'n alkoholmolekuule. John Marie, kan jy vir my sy naam gee? Sy IUPAC naam. Sy name wat ons nou net die hele tyd gedoen het. Mooi, etanol. Want 2 koolstowwe het ol aan die einde, want jy sien die alkohol, en as die ol hier gesit het, dan was dit nog steeds op die eerste alkohol. So jy hoef nie te sê etan 1 ol nie, want kan net wees etanol. Okay, wat jy wel kan hê, is sê nou maar jy daar ook 'n olgroep. Dan gaan dit wees etan 1,1 diol, want dan moet jy sê waar is daar 2 olle. Okay, ja. Alright, nou belangrik. Onthou hierdie goed is 3-dimensionele goed. So sê nou maar ek kyk van hierdie kant af. So jy draai jou gesig, jy kyk van daai kant af na die molekuule. Hy's 3-dimensioneel, jy het hulle 'n bietjie gebou. Nee, dan sien jy nie die ol aan die ander kant. Jy sien net hierdie kant. So as jy van hierdie kant af kyk, lyk dit soos 'n nipolêre molekuule. So van hierdie kant af is dit nipolêr. So daai kant sal Londen intermolekulêre kragte hê. Kyk as jy So as jy van daai kant af kyk, dan lyk dit nipolêr en daai kant het Londen intermolekulêre kragte. Maar as jy van hierdie kant af kyk en ek gaan nou weer inzoom. As jy van hierdie kant af kyk, dan onthou jy, hierdie een het mos nou 2 alleenpare daar, wat hom super negatief maak. Ek gaan net die regte simbool hierso gebruik, negatief. So daai is daai klein letter Latynse D met 'n minus vir delta minus vir negatief. Okay, en hierdie ene word so 'n bietjie delta positief. So jy sien jy daai polêre kombinasie daar. So hierdie kant is polêr en hy het 'n plek vir waterstofbinding om voor te kom. Onthou, waterstofbinding is nie 'n binding nie. Dis nie so sterk aantrekkingskrag dat dit lyk soos 'n binding. Okay? So wat ons hier kan hê, is jy kan nog 'n alkoholmolekuule hê. Ek wil hom hê, jy moet eintlik hom laag teken so. Sê maar daar is nog 'n etanolmolekuule en ek het hom nou net geflip. Dan is hy mos negatief daai kant en positief hierdie kant. So dan trek hulle mekaar aan en hulle trek mekaar aan. Sien jy, so die puzzle kom so by mekaar. So daar's aantrekkingskragte. Waterstofbindings. Waterstof intermolekulêre kragte, né? Waterstofbindings. Okay. Nou, omdat daai ene een suurstof daar het, sê ons spesifiek daai waterstofbinding sê ons hy het 1 plek vir waterstofbinding. Want ons gaan by molekules kom wat 2 plekke het vir waterstofbindings om voor te kom. Okay, so hier moet jy spesifiek wees, hy het 1 plek vir waterstofbinding om voor te kom. Okay, gaan bietjie hierbo lees. Dit sê daar, alkoholmolekules is 'n kombinasie van 'n nipolêre gedeelte en 'n polêre gedeelte. Okay, ek het nou vir jou gewys hierdie 2 kante. Dis los alkohole polêre en nipolêre stowwe op en is dit oplosbaar in water. So dis hoekom alkohol so 'n goeie skoonmaakmiddel is. Spirits, né? Ja, jy kan spirits gebruik om olievlekke uit te haal, maar jy kan ook spirits gebruik om in water op te los. Jy sal nie sien dat hulle skei van mekaar nie. Jy kan hulle lekker in mekaar oplos en gebruik vir wat ek al se rede jy wil. Okay, goed. Dan nog 'n bietjie ekstra inligting. Alkohole brand in lug en vorm koolstofdioksied en water, en in hierdie geval waterdamp, want hierdie reaksie is baie eksotermies. Okay, en ons gaan by daai reaksie nog kom om te wys hoe hulle in
Lug verbrand. Wat is lug? As ek sê iets brand in lug. Wat is lug? Ons verwys hierso na suurstof. Obviously bestaan lug uit klomp ander dinge ook, maar ons insinueer hier suurstof. Okay, en dan sê ek vir jou, waarvoor gebruik ons alkohole? Vir in motors, vuurpyle, stowe, alkoholiese drankies, glyserol. Waar kry jy glyserol? En? Waar kry jy dit? Dis 'n plofstof. 'n Plofstof. Okay, maar dis nie wat ek bedoel met glyserol nie. Wat sê jy, Linden? En waar gebruik ons vet? Okay, kos maak ook, maar in veral baie glyserol gebruik ons in, soos ek vir jou, in farmaseutiese bedryf in rome. Okay, so as jy rome, lippies en so vat, het iemand 'n lippies hier of 'n room hier? Niemand? Ja, lippies was soos die ding toe ek op skool was. Okay, ek lees so agterop vir my, lees die ingredients. Petroleum, parfum, aloe. Ja, dat is. Job. Okay, so benzol, alcohol. Wat is die eerste ding wat jy gelees het? Petroleum. Petroleum, ons het aan die heel begin het ek vir gesê Brent olie en een van die goeders was petroleum en petroleum is klomp olle. Wat is geranol? Oei, ek weet nie wat, maar die ol sê vir my die alkohol, maar die gera vooraan het ek nie idee nie. Okay, goed. So kom ons kyk gou na 'n paar metanolle en etanolle. Met beteken 1. Ol beteken hy het die hidroksiel funksionele groep. Hy behoort, sy homoloë reeks is die alkohole, sy naam van sy funksionele groep is die hidroksiel groep. Okay, en dan obviously jou waterstowwe daar, ek sal net lei. Etanol, beteken 2, 1, 2. En nou net om snaaks te wees, gaan ek die ol aan die ander kant teken. Want onthou, dit kan regtig enige kant wees, dit maak nie saakie. Ja. Jy verstaan daai A in die anol vir die alkaan dan. Yes, mooi. Okay, so as jy kyk daar, metan, etan, butan, so, nou, dit was voorheen gewees metaan, etaan, maar jy het baie keer in Afrikaans kort hulle daai woorde af as jy nog iets byvoeg aan die einde, nee? Soos 'n ander, wat 'n woord? Wat 'n woord se dubbel klinkers val weg? Ja, as jy meervoudig gaan, nee? Ja, dankie. Halleluja. Boom, en dan word dit bome. Okay, dieselfde ding hierso. So dit was gewees metaan aan, maar nou het jy nog goeders bygesit. So jy het meer goed bygesit, so dan kort dit af na metaan en jy kry 'n ol. So daai aan verwys na die enkelbindings tussen die koolstowwe wat jy gaan hê. So jy kan dit nie wegvat nie. Jy kan nie sê butol nie. Dis verkeerd. Okay. Was fout? Ja. Maar dit doen jy eers op universiteit. Okay. Goed. Nou sien jy hierso het ek vir gesê butan 1-ol en butan 2-ol. Okay. Wat is die verskil? Jy kan sien hulle dieselfde molekulêre formules. Beteken hulle lyk presies dieselfde, maar wanneer jy hulle struktuurformule gaan skryf, struktuurformule is elke liewe binding. Okay, so bit beteken 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Butan 1-ol sê vir jou dat hy op die eerste koolstof is. Nou, ek teken hom heel regs vir 'n spesifieke rede wat ek vir jou nou wil verduidelik. En dan butan 2-ol sê vir jou hy's op die tweede ene. Wat trek ek my vra? Heinrich sê gou tweede ene? Okay. Goed. Nou sien jy, ek wil net hoor hoe hy dit uitspreek. Butan 1-ol, butan 2-ol. Lyk dieselfde. Die enigste plek, of die ding wat verskil is die plek
waar die ol gesit is. Nou, het dit 'n groot effek, maak dit enigstens saak. Dit het 'n huge verskil. Okay? So kyk gou na hulle verskillende kookpunte. Hierdie een op die punt is 120 en hierdie ene is 105. So die ene wat daar sit, se kookpunt is baie laag. Wat sê dit vir my? Sê vir my sy intermolekulêre kragte is baie laag. Nou is my vraag, hoekom? Steek jou hand op vir 'n sweetie. Sy weer. Joh, jy's my baie vaag. Dit kan meer bind. Wat bedoel jy met bind? Wat bedoel jy met dit? Ek kan meer koolstof of jy kan nog ietsie anders vorm daar teenoor koolstof. Nee. Keer. Ja? Ja, maar is het niet omdat hij, als hij die hydroxyl aan het einde heeft, hij waterstof in. Die ander een kan ook 'n waterstof in. Ja, Dis maar die ketting maar is hier. en albei se ketting is 4 en 4. Linden? Albei het Londenkragte en albei het waterstofbinding. Ja, Heinrich? Chant alweer, Charles? Juffrou, by die butaan 1 is dit dat die een kant nukleair is en die ander kant is polêr, waar ons by die B2 is albei kante nukleair is. Joh. Dis waar, maar nee, nie die antwoord wat ek soek nie. Maar dit is 'n goeie antwoord. Ek wil jy verdien 1 sweetie. Maar jy kan nie die antwoord skryf in die eksamen nie. Juffrou, daai Lucky my, ekskuus. Ja? by die staan 1 onder 'n ander manier dan skryf, is dit dan 'n syketting of iets soos dit? Nee, dis die funksionele groep. Okay, so ek gaan sê so ek kry die sweetie. Jy. Met hierdie ene is die ol jy gaan dit woord wat ek soek. Exposed. Wat is dit in Afrikaans? Ontbloot. Okay, chill. Okay, so hy is oop teen die kant, so hy is nie toegemaak of omring deur waterstowwe wat hierdie ding blok nie. So hy's baie negatief daar. Baie negatief, baie positief daar. So hy het 'n sterker aantrekkingskrag. Waar hierdie ene is negatief daar, maar hier is mos nog waterstowwe hier langs aan. Okay, en daai waterstowwe is nie net so piepklein dingie nie. Onthou dis elektrone wat beweeg in 'n orbitaal. Dis actually is 'n bubble. Dit vat spasie op. Okay? So dit shield beskerm, is dit die woord wat sê? Die beskermingseffek, nee. Versteek kan ek sê, ja, jy? Wat sê goed? Nee, nie isoleer, die teenoorgestelde. Omring, maar julle kry die idee, né? Hy is dit die beskermingseffek? Joh, julle dit kom nou van Engels wees. So hy steek hom weg. Hy maak dat hy wegkruipertjies speel. Okay, daai negatiewe. So hy's nog steeds negatief. Daar's nog steeds plek vir 'n waterstofbinding om te vorm, maar hy is nie so sterk negatief nie. So hy's 'n bietjie van 'n swakker magneet wat ander goed aantrek. Is julle met my? So omdat hierdie ene wat ek nou wou sê, uit teen die kant is hy oop. So hy kan 'n sterker aantrekkingskrag hê. Hierdie een is in die middel, so hy het swakker aantrekkingskrag. Okay, het jy notas gemaak van jouself hierso? Hierdie ene ontbloot, oop. Dit wil sê sterker intermolekulêre kragte en dit wil sê 'n hoër kookpunt. Hierdie ene is ek dink hulle noem dit die afskermingseffek. Dit is die woord. Afskerm deur waterstowwe. Dit wil sê swakker intermolekulêre kragte. Dus kom sy kookpunt laer. Okay. So, deel van julle toets het ek gevra vir iets van 'n primêre alkohol.
Het julle dit gesien in die toets, nee? Ja, ek dink dit was die antwoord ook geweest. Jy moes net gekyk het na die feit dat dit 'n alkohol is. Maar wat ek wil hê jy moet sien en ek het by julle opsommings gedoen op bladsy 2 het ek gesê 1 grade, 2 grade, 3 grade. Dit kom nou hierso in en ek gaan dit nou op die volgende bladsy ook sê vir jou. Hierdie ene is gebind aan daai koolstof. En daai koolstof is gebind aan een ander koolstof. So hierdie word genoem 'n primêre alkohol. Hy word genoem 'n primêre alkohol. Hoekom? Want die koolstof wat gebind is hieraan, is gebind aan een ander koolstof. Waar hierdie ene word gesien as 'n sekondêre alkohol, want die koolstof gebind aan hom is gebind aan 2 ander koolstowwe. So hierdie is 'n sekondêre alkohol. OK, maar gaan dit nou weer verduidelik. Ek dink dit is op die volgende bladsy. Sê ek dit weer. OK. Goed, dan nog 'n bietjie inligting vir jou. Alkohole word na aldehiede en verder na karboksielsure geoksideer deur sterk oksideermiddels soos vir 'n sweetie, hierdie name. KMNO4 steek op jou hand en K2SR2, ja Linden. Kalium. OK, die ander ene. Broom? Nee, sê ek net een sweetie. Iemand vir die ander naam? Kalium, hoeveel kromate is daar? Die kromaat en hulle kleure is pers en oranje. Hulle het hulle laas jaar in eksperiment gebruik. OK. Anyway, so wat ek vir hier sê is hulle word geoksideer deur oksideermiddels te gebruik. Jy hoef ook nie oksideermiddels te gebruik nie. So sê net maar jy het hierdie etanol, dan verwyder hulle hierdie waterstowwe, dan word dit 'n etanol. sien jy die aldehied hierso? En dan kan jy nog verder suurstowwe bysit en dan word dit etanoosuur. As jy daar sien. OK. Nou, julle is nog nie almal 18 nie, so julle almal weet dit nou nog nie, want jy het nog nooit jou lippe aan alkohol gesit nie, nee. Maar dit is goeie maniere om as jy alkohol drink, veral wyn, spesifiek nou wyn, dan kan jy nie dadelik as die gaste daar aankom, die wyn oopmaak nie en dadelik skink en drink nie. Hoekom nie? Want dan is die alkohol nog nie optimaal nie. Dis hoekom daar iets bestaan soos 'n decanter. Het julle daai glashouers al gesien wat so mooi is wat fancy mense gebruik? Ja. Nou, jy moet eintlik jou alkohol daarin gooi, jou wyn daarin gooi. Want dan oksideer die buitenste molekules, hulle kry 'n bietjie lug, hulle sê die wyn vat lug, kry 'n bietjie suurstof en dan verander party van die molekules na 'n aldehied wat die geur enhance van die wyn. Okay, so dit vat so 'n halfuur. So jy gooi jou wyn in die decanter 'n halfuur en dan proe die wyn. Of sy lekker sê, dit is natuurlik nou as jy kwaliteit wyn het, as jy bokswyn het, kan jy hom maar los. Okay? Sekere bokswyne. Okay, maar nou kuier jy super lekker, maar jy drink nie al die wyn op nie. Jy los die wyn in die decanter oornag en die volgende dag proe jy weer aan daai wyn. En dan het jy al geproe aan daai wyn, jy het nog nooit wyn geproe nie, sorry. Dan as jy die volgende dag daai wyn proe, dan proe hy soos asyn. Want nou het jy hom te lank oopgelos, hy's te lank blootgestel aan suurstof en dan verander al die molekules na etanoosuur en etanoosuur is wat? Asynsuur. Okay. So dit is wat die proses wat hulle hier verteenwoordig, wat hulle hierso vir jou sê. Obviously is net van toepassing van wyn en jy wil lekker wyn drink nie, dit gebeur met klomp verskillende molekules. Okay, nou juffrou? Ja. Ja. Maar dan moet jy nog weer die een bestel. Nee, ek meen as jy gaan nou nie die elke as jy gebruik maak jy tyd agter of en hoe dit uit. Ag, ek sal dit net skryf afloop. Want anders moet ons net hoor of ons sien dan net 'n Afrikaanse van almal kan bestel. Ja. Ek sou daar bespreek groot teams op Afrikaans. Ja. Okay. Net dat ons dieselfde moet. Ja.
Okay, goed, hierso plaat is van glyserol, waarvan ek nou vir jou gepraat het. Dis 'n byproduk vanuit die vervaardiging van seep. So die hoofidee is om seep te maak en dan 'n afvalproduk wat hulle kry is die glyserol. So hulle sê so, ons moet nog geld maak, ons kan nie die goed weggooi nie. En toe met daai glyserol maak hulle toe Vaseline. En waar sit hulle Vaseline? In room, in lipbalms en gewone Vaseline. So daai wat jy koop is eintlik net 'n afvalproduk van iets en hulle wil net nog geld maak met die afvalgoeders. So gooi jou Vaseline ver weg. Want wat doen Vaseline? Vaseline dis eintlik nie so super sleg nie, maar dit is 'n hier my kop kan nie meer dink aan Afrikaans sê. Dit hy seal dit. Okay, so wanneer jy Vaseline opsit, kom daar geen lug of water of niks in of uit nie. Hy seal hom heeltemal. So as jy iets geseal wil hê, great stuff. Maar jy wil nie jou vel of jou lippe of jou hare of enigiets geseal hê nie. Jy wil hê dit moet moisture kan invat, water kan invat en kan uitkry. Okay, dis hoekom wanneer jy sê nou maar 'n lippas opsit wat Vaseline in het, dan voel jou lippe eintlik na die tyd nog droër en nog droër en nog droër, want dan kom nooit moisture in of uit nie. Okay. Anyway, hou maar jou Vaselientjie. En dan het is obviously etanol en alkoholiese drankies wat wanneer suiker gefermenteer word. So hierdie is net ekstra inligting vir jou dat jy verder as jou neus dink. Volgende deel wat ek wil highlight is primêre, sekondêre en tersiêre alkohole. Nou hierdie hierso is definisies wat jy uit jou kop uit moet ken. Uit jou kop uit moet ken. Okay, en hulle vra hom spesifiek. So wat hier is 'n primêre alkohol? 'n Primêre alkohol is 'n alkohol waarin die koolstofatoom wat gebind is aan die hidroksiel, 'n groep, gebind is aan slegs een ander koolstof. Sjoe, juffrou, jy het koolstof en atoom en gebind te veel gesê. Kom ons kyk gou na die prentjie, dit sê vir jou, is 'n alkohol waarin die koolstofatoom wat gebind is aan die hidroksielgroep. Stop. Die koolstofatoom wat gebind is aan die hidroksielgroep. Sharp. So wat van hom? Die koolstof. Hy is gebind aan slegs een ander koolstof. Hy is gebind aan slegs een ander koolstof. Okay, so hierdie ding wat gebind is aan hom is gebind aan een ander koolstof. En waar trek ek met my vrae? Louis Henry, is jou weer? Geef my die naam van hierdie ding. Van hierdie ding. Okay, en dan Rike, jou vraag gaan wees die naam van hierdie ding. En dan Dian, Ardu, jou vraag gaan wees die naam van hierdie ding. Okay, goed. Kom ons kyk gou na 'n sekondêre alkohol. Sekondêre alkohol is 'n alkohol waarin die koolstofatoom gebind is aan die hidroksielgroep weer. Die koolstof gebind aan die hidroksielgroep is gebind aan twee ander koolstowwe. Twee ander koolstowwe. Okay? En dan die tersiêre alkohol is 'n alkohol waarin die koolstofatoom wat gebind is aan die OH-groep, koolstof gebind aan die OH-groep, koolstof gebind aan die OH-groep, is gebind aan 3 ander koolstowwe. 1, 2, 3. Okay, dan sê weer, in hierdie gekondenseerde struktuurformule is daar 'n fout. Vind vir my die fout. Okay, Louis Henry, naam van die eerste ene. Jo, waarmee is ons nog die hele tyd besig? Blaai terug na die vorige bladsy. Kyk na die name. Ja? Stop. Hierdie H moet nie daar wees nie, anders is daar te veel binding. So krap daai H weg. Uit. Okay, graad